in die aand 10:10, dit was nog loadshedding. Kom klop Kelly in my deur en vir my vra of Jocelyn hier is. Ek sê vir haar nee, Jocelyn is hier. Ek vra vir haar hoekom. Sy sê Jocelyn is missing van dat sy die werk het gekom en sy kry nie vir Jocelyn nie. Toe vra ek vir Kelly, wie was laaste by Jocelyn gewees en toe sê sy, Boeta, toe vra ek vir haar, waar was sy? Toe sê sy was in die werk. En toe sê sy vir my, vandat sy van die werk afgekom het, soek sy vir Jocelyn, maar sy kry nie vir Jocelyn nie. Toe sê ek, okay. Nou Kelly, vra ek vir haar, draai sy om en sy stap terug politiewen toe, van sy was hier, is met 'n politiewen gewees. Want ek by Kelly kom die dinsdagoggend, by die kliniek, toe sê Kelly vir my, sy weet, haar moeder instink sê vir haar, Jocelyn lewe nog. Ek het met Kelly gesels en vir Kelly gevra, waar Boeta is, toe sê sy my, Boeta is by die huis, toe vra ek, moet Boeta nie op die soektog is nie, toe sê sy vir my, nee, die maatskaplike werker het gesê, Boeta moet by die huis bly, maar as daar iets gebeur, of iemand kom, toe sê ek, maar Boeta het nodig om by die huis te bly nie, Boeta moet help met die soektog, want hy was laaste by die kind gewees, en toe sê ek vir Kelly onthou, as die ding lelik gaan draai, dan is jy en Boeta, veral Boeta die hoofverdagtes, so jy sal moet praat en sê waar die kind is, toe sê sy weet nie waar haar kind is, sy soek self. Maar dan het my seun eendag vir my gesê, daai Woensdag, hy het 'n gevoel Kelly is involved in die saak. Want ek weet nie, as hulle gepraat het Kelly daai Woensdag gesê, sy weet haar kind lewe en sy weet waar haar kind is. Voor die storie uitgekom het van, sy het haar kind verkoop. Toe wil die mense vir Kelly daar onderslaan, omdat sy voor haar bors geslaan het en gesê het, sy weet haar kind lewe en waar haar kind is. Gaan die mense opgedruk het, sy met hulle vat tot haar waar die kind is. As sy dan nou sê, sy weet haar kind lewe. Want ek was in Poolsmoor by Kelly gewees en ek het vir Kelly gevra en vra waar Jocelyn is. Kelly het vir my gesê, sy weet nie. Toe het ek vir Kelly gesê, maar die storie loop in die ronde, jy het vir Jocelyn verkoop, jy het vir Jocelyn gaan wys die Sondag vir die persoon, en jy is die ene wat Jocelyn in die kar ingelaai die Maandag, en jy is die ene wat saam met Jocelyn 'n eentjie gery, uitgeklim het, en gesê, jy kom nou, so ek wil weet, waar Jocelyn, toe sê sy vir my, sy weet nie waar Jocelyn is, van, ek weet, hoe lief is sy vir haar kinders, hoekom sal sy nou so iets doen. Ek het die kwade gevoelens teenoor Kelly goed nie. Vir my is net, ek is teleurgestel, nadat sy elke liewe dag met haar kinders gestap het, dat sy in staat is om so iets te kan doen. Of drugs kan jou maak dat jy so iets doen. Ek wil graag vir Rens ook vra, die aand wat ons daar gewees het, hoekom het sy in my gesig gekyk en vir my gelieg, om te sê, en nie vir my die waarheid vertel, so sy nou wil uitkom met die waarheid. Sy kon vir my gesê het, van daar was genoeg protection vir haar gewees. As Jocelyn lewe, dan sê ek dankie Here as sy lewe. Maar, as sy nie daar is, dan moet Kelly goed sê, wat van haar geraak het. Ek verwag nie Jocelyn se liggaam nie. Ek verwag nie Jocelyn, maar as ek hom moet kry, dan moet ek hom aanvaar. Dan moet ek die Here sê, dankie, ons het dan iets gekry. Verstaan nie? Want ek voel nie Jocelyn is dood nie. Want ek sal al gevoel het Jocelyn is dood. Van die eerste week wat ons gesoek het, ek gesê, Here, as ons met Jocelyn se liggaam optel, sal U het vir ons gee. Maar ons het dit nie opgetel nie. Jy het nie geweet meer wat jy moet eintlik soek nie, of jy moet 'n liggaam soek, of jy moet 'n lewendige kind soek nie. Want dit was die wyse Kelly geskryf het, wat Jocelyn aangegaan het. Ons het vir hy klere gesoek wat Jocelyn aangegaan het. En agterna het ons hoor, Jocelyn het weer
'n ander broek aangehad. Nou ons het vir die spesifieke klere gesoek wat Kelly vir ons die Dinsdagoggend gesê het wat sy aan het. En ons het niks gekry nie.